is Flippie Pretorius. Ek's in graad 5 en ek's in Veld en Vlei primêre skool. 'n Vlooi se ding. Wat byt? Wat byt? Hy byt vir jou hier en hy byt vir jou daar en hy byt vir jou wraggies te mekaar. Die klein, irriterende pestilensies is byna onmoontlik om te ignoreer. Daar is egter 'n groter, gevaarlike parasiet wat ons kinders se lewens besmet, die boelieparasiet. Boelies is soos 'n vlooiplaag op ons buurman se brommerboel. Hulle suig vas en saai net meer en meer verwoesting. Boelies gee nie 'n bloue tyd om wie se lewens sal verwoes nie. Voorsitter, dit is net hier waar ek Flippie 'n duidelike streep trek. Boelies moet gestop word voor hulle die vreugde in jou lewe uitsuig. Kom, spuit gerus saam met my die boelieplaag. Spuit vir spuit dood. Eerstens, benodig ons die antiverbale spuitkan vir boelies wie se monde so groot is. Slapgat, mampara, gomtor. Hulle skep 'n sieklike behaar daarin om sweepslae met hulle giftige tong uit te deel. Net soos as dit vreeslik juk as daai dak soos 'n vloeier byt. So maak die boelie se woorde seer. Hier in Suid-Afrika is boeliegedrag beslis aan die toeneem. Want ek lees in die tydskrif Die Huisgenoot van 13 Mei 2024 in 'n artikel Stuit boelies in ons spore, geskryf deur Christus Sias. Hy is 'n kenner op die gebied van boelies. Hy sê dat die anti-boelieprogram Suid-Afrika dis 'n organisasie wat op toespits op boeliegedrag en hoe dit voorkom kan word. Volgens die statistieke van 2020 bewys het dat Suid-Afrika toereeds die tweede grootste boeliesyfer ter wêreld gehad het. Die tweede spuit kan gaan klaarspeel met 'n fisieke boelie. Die vorm van boeliegedrag lei tot fisieke en soms gewelddadige aanranding van 'n persoon op beskadiging van hul eiendom. Die slagoffer weier na skool toe te gaan, het voortdurend maag- en hoofpyn en slaap baie sleg. Dit kan selfs lei tot selfmoord wanneer die slagoffer nie meer kan sien vir die aanvalle nie. My vriend Aiden Ben se skool, Laerskool Constantia Park Pretoria, het in November maand 2024 'n teen-boelieprogram begin. Die hoofvryheid van die skool het 'n gebedsboks ingestel, waar leerders kan hulp vra as hulle geboelie word. Daar word dan daadwerklik teen die boelies opgetree. Hulle het beslis 'n streep getrek teen boeliegedrag. Elsa Morkel, 'n bekende kindersielkundige van Somerset Wes, het in Oktober maand 2021 tydens 'n anti-boelieprogram wat by verskeie Weskaapse skole gehou was, gesê het dat dit belangrik is dat die slagoffer oor die boelie moet praat. Vertel jou onderwysers of jou ouers. Glo my nou, as my mamma weer hier betrokke moet raak, gaan niemand haar keer nie. Sit dadelik die skrikbewind van die boelie stop. Laastens, gaan ons maar hard moet spyt. Van sosiale media het die boelie sy nuwe speelgrond geword. Deur jouself se venster loer hy vir jou. En voor jy weet, het hy vir jou. Verander gereeld sy wagwoord. Op die webwerf www.marlamedia.co.za skryf Leandri Bessler, 'n bekende motiveringsspreker van Pretoria, op 21 Mei 2024, in 'n artikel wat het te doen met sosiale boelies, dat kinders wat sosiale media gebruik, baie versigtig moet wees, en dat die slagoffer moet weet, dit is oukei om nie oukei te wees nie. Daar is 'n uitweg, daar is hoop, en daar is beslis hulp beskikbaar. Begin deur te skree, help! Dames en here, die boelie met sy verbale, fisiese en sosiale media aanvalle, wat onskuldige slagoffers aanval, moet gestop word. Daarom wil ek 'n beroep op elkeen van julle vandag doen om saam te staan. Ons moet daadwerklik 'n streep trek teen boelies. Gee hulle sommer die trekpas. Bullebak! Gooi maar jou vloermuur. Maar weet net, ons kom vir jou.